Huidiglik ervaar groot gedeeltes van Suid-Afrika een van die ergste droogtes in 100 jaar. Damme loop leeg, riviere droog op, vel verdroog en wild en vee vrek. Eens groen vel is nou vaal dorre sandvlaktes. Ons weet egter dat alhoewel alles nou vaal en dood lyk, daar binne week en soms selfs daarna dat daar goeie reëns geval het, 'n ommekeer in toestand kan wees. Sommer gou-gou is alles weer lowergroen. Blomme en plante spring op uit die eens dorre grond en plant en dier kan weer lewe. Ek plaas sedert 2019 daaglikse dagstukkies op Facebook en gedurende die 2020 COVID-pandemie het tussen 20 en 30.000 mense per dag hierdie boodskappe ter versterking gelees. Huidiglik lees daar tussen 1500 en 2300 mense hierdie boodskappe. Wat het dan verander? Dit. As dit goed gaan, voel mense nie dat hulle hierdie geestelike versterking nodig het nie. Aangesien daar volgens hulle niks is wat vir hulle bedreiging inhou nie. Dis nou wel droog, maar die meerderheid het mos nie veel om te voed nie. Het nie tekort aan water nie. Jy draai eenvoudig net die kraan loop en die water loop. Ons merk egter, soos die droogte toeneem en krisisvlakke bereik, dat meer en meer mense hulle weer tot sosiale media wend en die boodskappe soos: Vader, maak tog die sluise van die hemel oop, of kom ons bid saam as 'n land vereën. Terwyl ek so na van hierdie boodskappe kyk, kom die volgende gedagte by my op. Hoeveel mense ervaar geestelike droogte in hulle lewens, omdat hulle nie in 'n persoonlike verhouding met die Here is nie? Hoeveel mense bevind hulle in droë dorstreke van hulle lewens en is besig om geestelik te sterf, of is reeds geestelik dood? Jy sien, as ek en jy ons in 'n geestelike droogte bevind, is dit as gevolg van ons eie handel of gebrek aan ander. Jesus sê, hoe kan ek so sê? Ons as mens word gebore met 'n vrye wil. Ons kan die keuse maak om Here se teenwoordigheid te bly, die woord te bestudeer en hom in alle tye te dien, of nie. Ons kan tot hom nader, in sy teenwoordigheid kom en die lewegewende water waarvan hy in die woord praat drink en dit in ons lewens ervaar. Selfs as ons geestelik dood voel, kan ons weer deur sy lewegewende water skoongewas word en die vrug van die Gees uit ons lewens laat uitspruit. Of ken jy en ek die Here net as dit moeilik gaan? Gebruik ek en jy Jesus Christus slegs as 'n spaarhoed in tye van nood? Jy sien, as jy Jesus Christus as die verlosser en saligmaker aanneem en van die geestelike water wat slegs hy jou kan bied drink, sal jy nie geestelike droogtes in jou lewe ervaar nie, maar sal jy lewe. Hierdie bevestiging kry ons in die woord van God. Johannes 4 vers 10 sê vir ons, Jesus het daar geantwoord: as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Johannes 4 vers 13 tot 14 sê vir ons, maar Jesus antwoord daar: elkeen wat hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Openbaring 21 vers 6 sê vir ons, verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Openbaring 22 vers 17 sê vir ons, die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Kan ek en jy, soos die psalmdigter uitroep, ek soek U, o God my God, ek dors na U, ek smag na U soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Aldus Psalm 63 vers 2.